mondeling te begin nie, of hoe? 'n Paar kinders kreun gedemp. Juffrou Williams se oë blits dreigend. Alex is nie een van die kinders wat kreun nie. Hy is te bang vir Juffrou Williams se kwaai, kruisende stem. Daarom hou hy sy kreun binne. Die kreun gaan kruip op die krop van sy maag weg en begin benoud fluister. Asseblief, moenie dat sy my vra om eers te praat nie. Alex hou nie van mondeling nie. As hy voor die hele klas moet praat, begin sy hande bewe, sy keel trek toe en sy stem klink pieperig en hees. Maar hy sien veral nie uit na vandag se mondeling nie. Tracy, jy sal seker nie omgee om eers te praat nie, vra Juffrou Williams. Dankie tog. Alex blaas sy asem verlig uit. Tracy staan op en stap met 'n breë glimlag vorentoe. Sy is glad nie skaam nie. Sy gooi haar lang hare oor haar skouer en begin praat. My fantastiese vakansie, begin sy met die onderwerp van vandag se mondeling. Die vakansie was ons gesin Kaap toe. Ons het met die kabelkarretjie tot op Tafelberg gery. Ons het met 'n boot Robben Eiland toe gevaar en ons het 'n konsert van Desi Bell gaan kyk. Sy was ongelooflik. En raai wat? Sy het haar handtekening vir my gegee. Tracy wys vir haar klasmaat se foto waar sy saam met die beroemde popsangeres staan. Die hele klas en Toe Tracy klaar is met haar mondeling, klap almal hande. Daarna is dit Daniel se beurt. Hy was saam met sy ouma en oupa in Frankryk. Hulle het lang Franse brode geëet, kastele en kunsmuseums gesien en hulle was tot heel bo in die Eiffeltoring. Lesedi het saam met haar gesin in die Kreerwiltuin gaan kampeer. Sy het die groot 5 in lewende lywe gesien en haar klein boetie is amper deur 'n krokodil opgevreet. Dit klink nogal vir Alex of Lesedi effens spyt is dat die krokodil met 'n leë maag moes gaan slaap. Mandla het by sy pa in Durban gaan kuier. Hulle het saam krieket gaan kyk en hulle was by die akwarium waar hulle gesien het hoe die haie gevoer word. Emma het op haar tannie se lama plaas gaan kuier en 'n lama gemelk. Sy gebruik 'n emmer en 'n ballon om vir die klas te demonstreer hoe dit gedoen word. Sy wys ook vir die klas die blou kol op haar arm waar die lama haar gebyt het. Alex kan nie help om te dink dit was haar verdiende loon nie. Amy is volgende aan die beurt. Ek en Jamie doen sommer saam mondeling, juffrou, sê sy. Ons het tog presies dieselfde dinge die vakansie gedoen. Voordat juffrou Williams iets kan sê, begin hulle praat. Ons het die vakansie die hele land plat gery, sê Amy. Op motorfietsse, voeg Jamie by. Hy hou 'n motorfietshelm trots in die lug. Ons ma en pa het elkeen 'n motorfiets gekoop en ons het heel pad agterop gery. Ek en Amy het elkeen ons eie valhelm gekry. Cool, sug die ander kinders. Ons het 5 provinsies gesien, vertel Amy. En deur 33 dorpe gery, spog Jamie. Waar hy heel agter in die klas sit, kners Alex op sy tande. Dit voel of iets in sy bors gloei. Hy probeer daarteen stry. Hy probeer regtig kliphard daarteen baklei, maar dit voel asof groen vlamme diep agter in sy keel skroei en dreig om sy asem weg te slaan. Alex dink aan sy vakansie. Elke dag presies dieselfde. 'n eindelose string grys vervelige dae by die huis. Graanvlokkies eet vir ontbyt, toebroodjies vir middagete en mikrogolfetes vir aandete. Terwyl sy klasmaats se moesas, lang Franse brode en lama kaas geëet het.